Weer eens 'n goeiemôre aan elke liewe ene. Ek wil graag net voor ek ons skriftuurlesing lees, net 'n waarskuwing gee, wel nie 'n waarskuwing nie. Dis baie private afkondiging wat ek net wil maak. Julle mag dalk 'n verskil hoor in my stem. Ek gaan 'n bietjie slurp hier en daar. Maar ek het tog oop wonde in die mond. Die steek is uitgehaal, maar die wonde is nog oop. So ek vra vir 2 weke het dit mooi gevorder. So ek vra net as dit weird klink, daar's goed in die mond wat fout is hoor. Nie fout is nie wat daar is wat ek moet aan gewoond raak. Maar dit gaan beter gaan. Ek hoop julle, as ek iemand irriteer, maak dit so, dan kan ek iets probeer. Dis wat ek nie wil hê vandag. Ons moet die Here kan aanbid, ek wil hê moet luister en kan inneem en nie afgesit word deur goed en nie. Ek wil maar net om verskoning vra, hoor. Ons skriftuurlesing is Johannes 15 vanaf vers 9 tot 12. En ek lees uit die ou Afrikaanse vertaling. En dan met die boodskap wat ek bring vanmôre, ons gaan dit so kompak hou as moontlik sodat ons by die nagmaal ons voete was en by die nagmaal kan wees. En ek wil graag kyk hoe ons gedagtes kan lys en toe, maar ek glo en vertrou dat elkeen van ons het voorberei vir hierdie dag. Sou u dit dalk die afkondigings gemis het en dalk nie het nie, is daar dalk nou 'n geleentheid om net met die Here te praat. Maar ons vertrou die werk van die Heilige Gees môre. Johannes 15 vanaf vers 9. Soos die Vader my liefgehad het, het ek julle ook liefgehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die gebooie van die Vader, van my Vader, bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle liefgehad het. Amen. Geliefdes, daar hoor ons die gedagte en die begeerte van ons Meester, ons God en ons Skepper, is dat ons moet mekaar leer lief hê en ons moet hom lief hê met ons hele hart en met ons hele siel. En soos ons hom lief het, dat ons ook mekaar kan lief hê. Ek wil nou amper sê, nou die dag, maar 'n klomp jare terug, tyd loop so vinnig verby. Ek en my vrou het niet in die kerk gekom en er was net 'n rukkie daarna, toe was daar een van die ouderlinge wat sy getuienis gee. Ek is nie seker of julle die oom ken nie, ek glo hy sal nie omgee as ek dit kan vertel nie, hy verkondig dit ook mooi, want dit is 'n mooi getuienis. Hy is daar van Benoni in Rhinefield, dis Henry Parsons, van julle wat op die executive committee sit, sal hom moontlik ken, nie aan hierdie konferensie, nie aan 'n konferensie. Ek moet nou kop hou. Maar hy is daar. In elk geval, hy het vertel van sy getuienis waar hy op 'n stadium gekom het in sy lewe. Hy was bietjie ouerig gewees nog jonk, genoeg darm. Daar is 'n party sal verstaan, oud maar nog jonk. En toe het hy homself gevind by die dokter en van goeie gesondheid was daar, ek dink as ek reg onthou, was dit kanker gewees. As dit nou nie was nie, is dit van so 'n aard dat ons operasie plaasgevind het wat die dokter wel vir hom gesê het. Daar kan baie komplikasies kom. Sy lewe is in gevaar. Daar's 'n kans dat hy dit sal maak of nie kan maak nie. So dis moontlik dalk nie eens kanker, dit kan sy hart wees of iets. Ek gaan net vir duidelik maak. Maar die gedagte is, hy's daar op die bed, die gedagte is hy moet operasie deurgaan. En die datum is daarom 'n stukkie vorentoe. En hy natuurlik soos enige ander, ek weet nie, ek was nog nie op daai posisie gewees nie, van julle weet dalk hoe dit voel. En tot daai punt te kom, maar hoorie, ek mag dalk lewe net tot daai operasie. As dit onsuksesvol is, kan ek nog 'n bietjie langer dalk lewe. Onbekend. Hy was nog altyd 'n Christen gewees, hy het groot geword ook in die kerk. Hy het baie goeie, hy kom baie goed voor as 'n mooi Christen. Hy is 'n ouderling ook in die kerk. Sy preke is fantasties, fenomenaal. Hy gee baie goeie lesstudies, seminare. Iemand wat ons weet wat jy nou kan opkyk en 'n goeie voorbeeld kan sien. Maar
selfs in daai omstandighede wat hy daar het, in daai goeie omstandighede as ek dit so mag beskryf, vind hy homself, maar hoor jy, ek is eintlik in die moeilikheid. En ek gaan in gebed en sê, Here, ek het U gevolg en ek wil vertrou my lewe is op die regte plek, maar iets voel nie lekker nie. Ek is nie bang vir die dood nie, ek ken die toestand van die dode, maar Here, ek wil graag vra vir die leiding van die Heilige Gees, en hier kom dit nou. Hy vra vir die leiding van die Heilige Gees en sê, Here, as daar iets is wat ek nodig het om reg te maak, help my om reg te maak. As daar iemand is wat ek mee moet regmaak, geef my net iets, 'n teken dat ek met daai persoon kan gaan regmaak. En so vertel hy die storie en hy sê, na daai gebed is daar sekere dae wat hy opstaan en dan kry hy 'n gedagte met wie hy moet regmaak. Of hy bel of hy gaan sien die persoon en dan besef hy daar was 'n krisis en dan los dit op, een vir een en vir een. En seker dinge in sy lewe ook wat hy nie van geweet het nie, maar hy maak reg. Ek dink dit is 'n mooi geleentheid om reg te kan maak. Kom ons stel voor vandag gee die Here vir my en jou 'n expire datum. En nie wat die Afrikaans som is nie. Dan dis 'n mooi een, dankie. Verval datum. Verskoon my. Kom ek sê dan kom 'n verval datum hier in jou kop. Jy gaan lewe net tot daai dag toe. Of dit nou 10 jaar vorentoe is, of 5 jaar is, of 'n week is, of 'n dag is. Ek dink nie die tyd maak soveel saak nie, maar jy weet daar's die datum. En iewers mag daar dalk iets in ons opspring as ons dalk normaal is. Is my lewe reg? Is daar iets wat ek moet uitsorteer? Want ek het tyd net tot dan, nie verder nie, net tot dan om reg te maak. Inteendeel eintlik die regte gedagte is, ek en jy kan vandag hier uitloop en ons kan ons lewe verloor. So ons weet nie, ons moet reg wees vir elke dag. Maar jy weet, die rede hoekom ek hierdie openingsinleiding so vir u gee is, die nagmaal is daar in plek om my en jou te help. Juis met hierdie spesifieke gedagte. Want om voor te berei vir die nagmaal gaan ons in gebed en ons vra Here, ons is 'n nagmaal op pad en ons wil vra dat U ons sal lei. Wys my met wie moet ek dalk regmaak of Here, is daar sondes in my lewe wat ek dalk moet bely? En dan werk die Heilige Gees mee. Maar ons as mens partykeer is hardop op partykeer verloor ons dalk 'n missie of die Here werk dalk met een aspek in ons lewe eers en dan want ons het nie net een dag in ons lewens nie, ons het gereeld. En die opdrag van Jesus was aan die disippels, gaan gereeld, hou nagmaal, gereeld, was mekaar se voete. En so kom ons in as gemeente, as 'n kerkorganisasie het ons gesê, die gedagte is, kom ons hou 4 nagmale 'n jaar, eenmaal 'n kwartaal. Ons kan spesiale nagmale hê intussen ook, daar's geen fout daarmee nie. Maar dit wat ek van hou, en ek dink ons het dit al voorheen baie paar keer al genoem, so dis dalk 'n herhaling vandag wat ek aan u oordra. Dis 'n geleentheid dat ons kan regmaak met die Here, iets wat ons dalk nie kan oorwin het in die vorige kere nie, of iets nuuts wat die Here vir ons aandui, en ons kan vra, Here, ek bely dit, ek vra vergifnis, en ons oorwin dit, volgende keer die volgende ding. En so berei hy ons voor daai wonderlike dag wanneer Jesus kom om ons huis toe te neem. Ek wil net graag net deur iets vinnigs, want ek het net ietsie in gedagte gehad en in voorbereiding daarvan dog ek laat ek dit met julle deel ook vanmôre vinnig. Want ons gedagtes soms is ons is moontlik die enigste ouens wat voete was. Ek het net iets interessants hier gekry, is nogal heel wat van hulle het dit dalk gehad, maar werk nie meer doen nie. Maar daar's 'n party kere ander gelowe wat dit selfs op donderdae doen. Party doen dit spesifiek op die donderdag voor die Goeie Vrydag, voor die dag waar Jesus gekruisig is. Maar hier's nou die paar, heel eerste die Roomse Katolieke Kerk. Hulle was ook voete. Nie die lidmate as sulks nie. Daar is die gedagte, die voetewassing word beoefen tydens Witte Donderdag. Hulle noem dit Holy Thursday. En dis die paus en die priesters en of die biskoppe. Daar's dan 12 mense wat hy sy voete was, wat hy hulle voete was. En dis dan stel dan voor die disippels wat teenwoordig is en simbolies
is dit vir hulle die gedagte, dis 'n nederigheid soos wat Jesus dit in plek het en diensbaarheid. Maar julle kan nou sien, dit bly dan by die 12 disciples, dit gaan nie deur na die res van die lidmate nie. Dan die tweede enetjie is daar die Oosters-Ortodokse en die Oosters-Katolieke Kerk. Van hulle gemeentes hou seremoniële voetewassing. En dis ook waar die biskoppe die ding dan uitvoer op 'n witte donderdag, en weer eens is dieselfde konteks as die vorige ene, 12 priesters wat saamkom en hulle voete word gewas, om dan Jesus en die disippels na te boots. Dan is daar ook die Anabaptiste, die Mennoniete, Amice, Hutteriete en Brethren in Christ. Hulle beoefen ook gereeld voetewassing, dikwels, maar nie altyd nie, maar dikwels saam met nagmaal, en hulle word deur die gemeentelede gedoen as 'n opdrag van Jesus soos ons uit Johannes uit. Nogal interessant. Maar die hoofgedagte by hulle is ook vir nederigheid en die liefde vir mekaar en natuurlik vir Jesus. Dan die vierde enetjie is Church of the Brethren. Hierdie denominasie het ook voetewassing as 'n ampt, hulle het amptelik ingestel, en hulle hou dit soos ons by die gemeenskapsmaal, by 'n nagmaal, want dit is ook 'n ekstra ene by, soos 'n potluck of waar hulle saamkom by 'n saamete, doen hulle daar ook, soos uit konteks uit van die nagmaal, maar hulle voer dit daar uit. Dan is daar daai snaakse kerk, die 5de een, die eksport, maar die 7de Adventiste kerk, en ek noem dit net, want hierdie was nou 'n opsommingkie van waar ek nou die navorsing gedoen het. Hulle sê vir ons daar, dis die voetewassing is 'n gereelde praktyk voor nagmaal, en dit word 'n ordonnansie van nederigheid genoem. Die lede kom bymekaar en was mekaar se voete en bid saam, en dit word gebruik as 'n voorbereiding vir die nagmaal, en ook as 'n herinnering van die nederigheid en diens. Dan is daar die 6de enetjie, die primitiewe baptiste en sommige ander baptiste groepe. Hulle beoefen van hulle nog steeds voetewassing. En hulle konteks is ook as 'n Bybelse opdrag. En dit kom dikwels gebruik hulle dit as nagmaal. Ek kry die gedagte as hulle sê dikwels. Dis nie by elke nagmaal nie, maar net sommige nagmale. Dan die tweede laaste enetjie is 'n Pinkster en Heiligheidskerke, verskeie Pinkster en Heiligheidskerke, soos die Church of God en die United Pentecostal Church. Hulle beoefen ook die voetwassing as 'n Bybelse gebruik. Maar dit kom voor in die navorsing nie meer so veel as voorheen nie, maar dit weer eens daar hulle fokus was, dit simboliseer nederigheid en die werking van die Heilige Gees. En dan die laaste enetjie, the Church of God, tydens die nagmaaldienste of ander spesiale dienste. So dis nie net op nagmaal nie, maar daar's ander dienste ook waar hulle die voete was, maar dit is ook vir nederigheid en diensbaarheid. Die rede wat ek net daai vandag genoem het, is interessant te hoor, daar is daarom ander groepe wat dit ook doen. Maar wat ek wil aanwys is, vir ons doelwit vir vandag, is van hulle, en ek het sommer almal bymekaar dan gesit, hulle doen die voetewassing vir simbolies, of die werking van die nederigheid konteks. Dis deel van ons lering ook, want wanneer ons dit daaraan fokus in die les van voete was, dit bring ons tot nederigheid. Wanneer ek 'n ander man se voete was, en vrouens, julle was 'n ander vrou se voete, of as ek my eie vrou se voete moet was, as daai geleentheid geskep word, dit leer ons om nederig te wees. Dis nederigheid. En dan is daar die reiniging aspek, dis 'n geestelike reiniging. Dikwels word dit gebruik simbolies as vergifnis. Ek sê simbolies, want ons was mekaar se voete, maar simbolies, die gedagte is, dis Jesus Christus, wat ons skoon was van ons sondes. En dan is dit ook vir broederlike liefde, en dit skep eenheid in die geloofsgemeenskap. En hoe is dit nie soveel lekker om, as jy ek sê 'n ander man vir 'n vrou sal wees vir 'n ander vrou, kom ons noem dit nie onbekende nie, maar iemand buite jou huis se voete te was en daai liefde te wys, en soos dit daar so staan in Johannes 13, hoe hulle dit gemaak het, hulle het geëindig met 'n broederlike kus. Dis nou waar ons mekaar se hande neem en mekaar druk en so drukkie gee uit liefde uit, en dit bring daai eenheid
in 'n geloofsgemeenskap ook. Maar die mees belangrikste is die konteks, die koneksie met Jesus. Ons kan al daai fokus en dit deurvoer en dit kan ons leer om nederig te wees, dit kan ons bind as 'n eenheid ensovoorts. Maar die koneksie, die groot gedeelte is daai koneksie met Jesus Christus. In ons voorbereiding het ons 'n koneksie met hom en dis hoekom ek die inleiding gebruik het van oom Henry Parsons. Hy het daar gekom uit die geleentheid gehad. Here, ek het dalk nie so lank as ek gedink het nie. Maar help my, kom ek berei voor. Here, laat die Heilige Gees my lei. Ek wil glo dis daai selfde voorbereiding wat ek en jy het van nagmaal tot nagmaal. As ek dan 'n slot illustrasie kan gebruik by 'n distrik, by 'n gemeente wat ek op 'n slag, die persoon was 'n bietjie siekerig geweest en ek het die voorstel gegee, hoor jy, die Bybel praat van salwing. Jakobus 5, gaan lees dit gerus en ek gaan deurkom en kan ons bietjie saam lees, maar ek weet ek het saam met die persoon alreeds dit gelees vir 'n ander familielid, maar nou vir die persoon self, sê ek, hoor jy, kan ons nie maar salf, wil jy dit nie oorweeg nie, want jy is siek en dan sit jy is net gesond, as jy weer siek, dan weer, salwing kan dalk die werk doen, die Here het mag om jou te genees, en ek gee dit toe en die persoon is stil, geen aksie, kyk, die Bybel sê mos, hulle moet vra vir salwing, dis nie iets wat ons kom en sê, hoor jy, gaan jy nou salf nie, die persoon self uit geloof het moet vra, hoor jy, hy wil die ouderlinge en sê, hoor jy, François, ek is siekerig man, kan jy nie asseblief kom en my salf nie, dis die gedagte, want dit kom van jou hart, dit is jou uitnodiging, hulle om te kom, en jy vra die Here om jou te vergewe van die sonde, wat is vergifnis van sonde daar ook. Maar die persoon het toe op die einde na lank, ek wil nie sê gesmeek, want ek het net herinner. Maar toe sê die persoon vir my, Here, ek kan nie die salwing doen nie. En toe klik daar iets, toe sê daar iets vir my, daar is ietsie fout. En toe herken die persoon, ek het dinge wat ek moet regmaak, daar is 'n ernstige gebed. Ek weet, die gebruik selfs olie is 'n simbool en dis 'n ernstige gebed. En diep in my hart weet ek die persoon gebruik nagmaal elke liewe slag. Onthou nou, ons mag nie oordeel vir mense en sê jy mag dit nie gebruik nie. En ek kan nie ook nie vir die persoon sê maar ook gebruik jy nagmaal nie. Dis daai persoonlike verhouding met die persoon in Jesus. Maar die gedagte kom net op, nie om die persoon te oordeel nie, my gedagte kom op. Hoe is dit dat jy nie salwing kan ervaar nie, maar jy gebruik nagmaal? Want jy moet tog voorberei vir die nagmaal, want jy kan nie vir my die salwing, want ek het issues met mense wat ek moet uitsorteer, maar ek kan die nagmaal gebruik. En ek moet nog die leiding van die Heilige Gees vra dat ek met die persoon kan sit en dit kan deurwerk om te sê, hoorie, net soos dat jy die salwing vir my, het jy 'n probleem eintlik by die nagmaal. Want hoe kan Jesus jou vergewe as jy nog issues het met ander mense? Die nagmaal skep vir my en jou 'n geleentheid om geestelik voor te berei met 'n verhouding, 'n koneksie met die Skepper God. En dit laat toe dat hy persoonlik by elkeen van ons as individu geestelike groei kan laat ervaar. En dit is een van ons doelwitte hierdie jaar ook, vir die volgende 5 jaar eintlik, deel van ons strategiese plan. Die heel eerste een is gemeenskap met God. En mag dit wees dat wanneer ek en jy die loop van hierdie jaar, die volgende nagmale, dat ons gefokus kan wees met ons gemeenskap met die Here. Want die nagmaal sal ook soveel meer beteken as ek en jy elke dag tyd spandeer persoonlik met die Here, met Bybelstudie, in gebed en elke dag saam met hom te wandel. Maar vriende, aangesien ons dan daar die konteks het van die voetewassing, wil ek graag lees ook hierso Johannes 13:34 wat sê, as ek jou nie was nie, het jy geen deel van my nie. Die ander gedagte is ook, as ons dan kom met 'n verkeerde hart,
en die verkeerde gedagte en die verkeerde konteks, kan hy ook nie ons daar vergewe nie. Ons konteks moet reg wees. Dis kom die voete was soos Jesus het ingestel het, nie soos die ander wat ons van gelees het moontlik nie, maar dit is tot voorbereiding vir die nagmaal. En daai konnotasie is baie belangrik. Johannes 13 vers 34, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Galasiërs 5:13, dien mekaar deur liefde. Geliefdes, kom ons stop hierso vir 'n oomblik in ons diens. Kom ons bid saam. En dan wil ek u graag nooi dat ons saam voete gaan was. Die mans, ons gaan uit soos ons gewone, ons gaan uit na die klaskamer daar buite. Dames, julle gaan deur na die saal toe. Daar is ons voorberei daar. En onthou asseblief, as u 'n besoeker is, ons het 'n oop nagmaaldiens. So u kom dan en geniet dit saam met ons. En ek wil graag u nooi, voordat u net die brood en die wyn gaan saam met ons ook geniet, kom en berei voor vir daai broodjie en die wyn. En die voorbereiding is die voete was. So kom saam, kom ervaar dit saam. As dit jou eerste keer is, en jy's 'n man, kom sê vir my, dan was ek en jy sommer voete. Vir die dames, daar's ander dames hier, my vrou sien ek is hierso, die diakonesse is hier, hulle kan ook assisteer as dit jou eerste keer is, maar kom en geniet dit saam met ons. Ervaar daai nederige oomblik en ons vra die Here om ons dan te lei. Kom ons bid net saam. Ons hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg om vandag nagmaal te kan kom gebruik. Ons vra nou verder dat U ons sal lei tot die voete was. En Here, waar ons vir mekaar gaan opdra in gebed, dit wat ons dalk nie daar spreek nie. Ons is dankbaar vir die Heilige Gees wat dan die res van die gebed sal deurvoer. Ek wil wel ook net vra, Here, as daar iets is in iets van my lewe of in elke individu wat hier is, as daar iets is wat ons dalk van vergeet het, iets wat ons dalk verkeerd doen, wat ons van onbewus is, vra ek, Here, dat U ons bewus sal maak. En indien U voor hierdie voete was nou, en definitief by die volgende een, as die geleentheid daar is. Ons wil graag onsself in die hande plaas, want U is soos die potter, bakker. En ons is daai klei wat U vorm en maak, en U gebruik die nagmaal geleenthede om ons te druk, te vorm en ons te lei. Ons dank U, Here, vir die geleentheid. Dankie vir vergifnis. Want Here, ek weet nie hoe die ander voel hier saam met my vandag nie. Maar ek is nie waardig om dit te ontvang nie, Here. En ek wil glo die konteks van die skrif en die groot stryd, nie een van ons is waardig nie. Ons dankie dat in Jesus se oë is ons waardig. Want Jesus het vir ons gesterf. En Vader, U het hom gestuur ook. En uit sy eie en deur U wil het hy gekom en sy lewe gegee. En ons prys hom vandag vir daai dag van oorwinning. In Jesus naam bid ons. Amen.